In die Nuwe Lewende Vertaling staan in Jakobus, sê hy, God wil die lewe wat hy vir ons gee, net vir homself hê. Hy kom skenk aan ons die lewe in oorvloed en die ewige lewe. En daarom ontvang ons nederig in afhanklikheid vanoggend ook sy seun met oop hande. En ek wil u uitnooi, soos ek die seën gaan uitspreek, wil nie die handpalms na bo rig, sommer daar op die skoot nie. Dit was die ou gebaar van die Jode destyds en vandag nog gewees as hulle bid, om dit te ontvang van die Here. Ontvang dan van hom, as hy kom seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. O Here, ons Here, as ons vanoggend maar so met die oë toe kan sit, en kan sien hoe die strome lewenswater vanuit die hemel uit in ons binneste uitvloei. Hoe kan ons dan dit vir onsself hou? Hoe kan ons monde stil wees? Hoe kan ons dade nog die wees van 'n vorige lewe, van 'n ou mens wat u nie ken nie? Dit kan nie, Here, en dit is presies wat Jakobus vir ons kom leer, deur die Heilige Gees in die woord. Ons kan nie sê ons glo in u, en ons lewens getuig nie daarvan nie. Dan maak ons vir u tot leenaar. En dan verwerp ons die Heilige Gees. Maar nee, Here, ons het die Gees ontvang, wat ons oortuig van die waarheid. En ons het so deur die loop van die jaar in ons dienste, in ons Bybelstudies, gedurig nagedink aan die gedagte, dat ons met u saam wandel op hierdie pad, hierdie weg van die waarheid. Here, laat die leuen uit ons lewens sal wyk, die leuns van die duiwel self, dat ons dit sal identifiseer en raak sien. En Here, dat ons nie net sal getuig en bely, Jesus Christus is die waarheid nie, maar dat ons dit so sal gaan uitleef. Vanoggend is 'n klein deeltjie daarvan. Ons loof en prys die wonderlike en groote naam. Hy is vir ons goed elke dag. Dit is sonder perk. Here, seën dan ons self, ons gesinne, ons kinders, ons gemeente, as ons nou die naam gaan groot maak in ons lied. Amen. So lees ek van 'n taamlike bekende teoloog, dat hy praat van die sogenaamde vreugde in heiligheid. Nou, ons weet God is heilig. Ons lees van die engele wat dag en nag voor sy troon is, en al wat hulle doen is sy heiligheid besing. En dit is ons lewensdoel. Nou, ek dink daarom nou nie eendag as ons in die hemel kom of in die nuwe Jerusalem, gaan ons noodwendige heeltyd in 'n koor vir die Here saam sing. Ek dink ons gaan die Here op baie maniere eer. Dalk gaan ons tot hom sing sodat ons nooit weer op aarde kon sing nie. Dalk gaan ons elkeen so 'n pragtige stem hê. Vir die van u wat so graag so mooi soos dan die menie wil sing, gaan dalk so 'n mooi engele stem hê waarmee die Here se naam kan groot maak. Maar die Here kyk ons hier diep binne in die hart in. En al sou ek hoe vals sing, weet die Here wat my bedoeling is. En dan sou ek die Here gaan dien met my lewe om iets van sy heiligheid aan ander mense te kan wys. Nie omdat ek heilig is nie, maar omdat God heilig is. En ek wil vir mense vir God op 'n manier kom wys. Dan is die gebod, die gebooie van God vir ons so 'n wonderlike, nie net 'n riglyn vir ons lewens nie, maar dit is 'n wet en dit staan vas. En die Here Jesus kom sê vir ons dat as ons in liefde met mekaar kan leef, as ons al die ou onmin en die bekleierery van hierdie lewe in die wêreld en in die kerk en selfs in die huisgesin kan aflê. En al is dit gebroke, soos baie keer ons stemme ook maar is, al is my lewe maar nie 'n goeie getuienis nie, dan gebruik God die mens, enige mens, elke mens wat hom kom en vra, Here, maar dit moet 'n gebed met innigheid wees wat op hom gefokus is, nie op my behoeftes nie wat ek wil hê in die eerste plek nie. Dat hy my sal gebruik, en geliefdes, soos die goeie Vader dit altyd doen, sal hy
vir sy kind sê, gaan weg van my af, of is vir jou 'n klip in plaas van 'n brood. Hy sal mos nie, hy sal jou gebruik, hy sal vir my gebruik. Vra hom daarvoor. Ons wil graag in ons samekoms ook vanoggend sê, die Here is heilig. Soos in alles wat ons doen, soos met 'n bazaar, wat die lidmate stalletjies opslaan en goedjies verkoop en sommer net lekker lag. Daar waar ons by die huis is, daar waar ons met mekaar werk, man en vrou, ouer en kind, kind en ouer, met my vriende. En ons bid, Here, gee dit vir ons. En Here, mag U heiligheid dan ook in ons gestalte vind, in ons woorde, maar ook in ons dade, in ons lied, maar ook in ons optrede. Want ons kom bely en ons sê, heilig, heilig is die Here, en ons is heilig, want Here Jesus, U het ons geheilig, nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar uit suiwer genade alleen. Ons vier in hierdie Kerstyd, dat die Seun van God, die Seun van die mens, aarde toe gekom het, God uit God, lig uit lig, om ons te kom verlig. Het ons skoon gewas van die sonde, daarom is ons heilig, al lyk ons lewens nie so nie, is ons heilig en 100% waardig om die ewige lewe te kry, en ons het dit gekry. Here, help vir ons om dit werklik te glo, en as ons dit glo, om uit dankbaarheid, vreugde te vind, in 'n heilige lewe, gewy aan U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sit net so en dan sing ons, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jakobus uit. Jakobus 4 en ons gaan net 6 verse daar saam lees. Ons tema is om 'n vriend van God te wees. En die Bybel sê, ons kan werklik 'n vriend van God wees. Hoe ongelooflik dit ook al mag klink, kan ons 'n vriend van God wees. Nou gemeente, dis nie net boeties en sissies wat klei natuurlik nie. Ons kyk na die wêreld rondom ons. Ek hoor van baie mense wat sê hulle wil nie eers meer nuus kyk nie, want dit ontstel vir hulle so geweldig. Dit laat voel hulle so onveilig. Want ons weet hoe lyk Suid-Afrika, ons weet hoe lyk die res van die wêreld, dis asof daar 'n storm aan die broei is tussen die ooste en die weste, tussen gelowe in die besonder, tussen die Christen geloof, die Joodse geloof en Islam. En dit neem toe. Daar's 'n stryd in alle fasette van die lewe. Kyk in opvoeding, die ouers julle weet. Hoe probeer ons kinders beskerm van invloede van buite af, bose invloede, wat ons kinders se koppe wil swaai in 'n totale onchristelike denkwyse oor die lewe. En wat 'n uitdaging is dit nie? En waar plaas ons onsself? En die vraag dan, hoekom is dit so? Hoekom lyk dit oral so? Die wêreld wat eintlik, waarin die Christendom, die boodskap van die evangelie al vir 2000 plus jaar verkondig word, hoe kan dit nog so wees? Waar is die vrede van God wat aangekondig word? Ons nader nou weer Kerstyd, Adventtyd. Ons wil sing van liefde en lig en vrede, maar daar is so bitter min daarvan. Dis net oorloë en gevegte. En ons weet nie gaan ons eie lewens lyk hier so in Suid-Afrika nie. Waar kom die ongeluk vandaan? Dis die sondige drange. Die sondige drange, sê die Bybel, Jakobus. Ek wil graag die nuwe lewende vertaling vanoggend vir ons lees. Kom ons maak die oë toe en vra dat die Here die woord vir ons dan sal oopbreek, as ons nou daaruit lees. U is die koning, U is die skepper van alle dinge. Niemand of niks vergelyk met U nie. U is heilig, heilig, heilig. Soos wat ons menslike verstand nooit sal kan verstaan nie, o Heer, o God. En ons behoort aan U.
Daarom behoort ons lewens en ons wil uitgelewer te wees aan wat U vir ons wil hê. Hemelse Vader, ons bely ons sonde soos ons nou gedoen het. Maar dankie dat ons ook, as ons die heiligheid bely, weet, dit is ook vir ons gegee. In Jakobus se tyd, in die tyd van die Bybel, was daar ook oorlog gewees. Was daar ook onmin gewees, was daar ook beklei gewees, en dit was nog nooit anderste nie. Ons wil onsself posisioneer in hierdie tyd waarin ons leef, en op hierdie plek waar ons leef, Here, met ons omstandighede wat U besluit om vir ons te gee en vir ons nie te gee nie. Met die vreugdes en die voorspoed, maar ook met die uitdagings wat U oor hierdie weg waarop ons wandel bring. Here, dankie dat ons die belofte het dat solank ons vashou aan die waarheid en dit vir niks anders sal verruil nie. Waar ons die Bybel lees in opregtheid met 'n oop gemoed en 'n oop hart om U stem te hoor sodat ons ook U opdragte kan gaan uitvoer. Dan sal U dit vir ons gee. Breek U woord oop, Here. U dienaars en dienaresse luister. Amen. So, meeste van u het seker die 83 vertaling, ek het hierso die nuwe lewende vertaling, want hy sê dit ook al baie mooi. Jakobus vra, waar kom die rusies en die gevegte onder julle vandaan? Is dit nie julle sondige drange, wat julle ledemate so soldate gebruik om te veg nie? Julle wil dinge hê, wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het, en as julle dit nie in die hande kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle af te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie omdat julle motiewe verkeerd is. Julle wil goed hê net om dit self te geniet. In julle huweliksverhouding met God is julle ontrou. Besef julle nie dat vriendskap met die wêreld jou 'n vyand van God maak nie? Hoor wat ek sê. As jy die wêreld tevrede wil stel, het jy klaar as vyand teen God stelling ingeneem. Of dink julle dat die skrif sommer maar net sê, God wil die lewe wat hy aan ons gee, net vir homself hê? God wil die lewe wat hy vir ons gee, net vir homself hê. God is egter besig om ons steeds meer genade te gee, om aan hom getrou te wees, en daarom sê die skrif, God weerstaan die hoogmoedige mense, maar aan die nederige mense gee hy genade. Ons kort teksgedeelte, ons skriflesing vanoggend tot sover. Dis nogal erg hierdie. Want in 'n sekere sin besef ons maar al te goed, dit het ook maar op ons van toepassing. Dis nie net ander mense met wie Jakobus hier praat nie. En 'n mens moet dit hoor. So dikwels sit mense selfs in die kerk en ek wil amper waarborg, dalk het van u so gedagte gehad, hierdie persoon wat dalk hier langs my of agter my sit of voor my sit, ek hoop hy hoor of sy hoor nou vanoggend wat sê die Bybel. Vergeet van hulle. Vra vir jouself af, wat gaan hier binne aan? Hy praat van moord. Julle maak mekaar dood nou. Ek dink bitter van ons het al 'n mens doodgemaak. Daar is dalk mense wat op die grens moes met 'n wat is daai dit die R1 'n ander mens se lewe moes neem of ek weet nie. Maar hierdie is eintlik metaforiese moord van sondige begeertes. Nou hoor die Griekse woord hier, so dis nou baie oulik. Daai woord vir begeerte is hedonai. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Ek het 'n bietjie lank as Grieks gehad, bietjie baie jare terug. Waarna herinner die woord hedonai jou? Hedonisme. Nou, die kinders wat dalk nie weet, hedonisme is 'n tipe lewenswyse waar ek vir plesier en genot leef. En dit is al wat ek najaag.
En raai wat, dit is presies die boodskap van die wêreld, wat Jakobus sê, ons moet teestaan, is hierdie soeke in hinkering, na meer en plesier, dat ek ten alle koste kry wat ek wil hê, maak nie saak wat nie. In die konteks van hedonisme en in die spesifieke teksgedeelte verwys dit spesifiek na 'n verlustiging in liggaamlike plesier en dan ja ook seksuele sondes wat in die besonder teen gewaarsku word. Die HAT sê 'n sug na genot. Hedonisme is 'n sug na genot, 'n toewyding aan genot. Besittings, begeerte na meer en meer. Dit word vererger deur haar jaloesie. Jy gaan loop in 'n inkopiesentrum of jy sien die ander man se splinter nuwe kar wat hy nou net daar uit die garage getrek het en diep binne myself wens ek ook maar ja, ek wil dit ook hê. Ek voel so 'n bietjie hoekom het ek dit nie ook hê? Hoekom het die Here nie vir my ook daai goed gegee nie? Dit hy ou so mooi meisie, hoekom het ek nie ook so 'n meisie gekry nie? Wat kan ek doen om te kry wat ek wil hê? En so is die gevolg daarvan, sê Jakobus, baie eenvoudig. Vyandskap tussen mense. Hy sê julle in die nuwe lewende vertaling sê julle ledemate is uitgelewer aan elke stuk van ons liggame raak so soldate. Hierdie liggaam wat veronderstel is om God te eer en te prys, wat ons tot sy diens moet aanwend, raak 'n instrument van die duiwel self om ander mense seer te maak. Elke deeltjie van jou in plaas van die liggaam van Christus raak soos 'n soldaat en dan pleeg jy mos karaktermoord. Matteus 5 vers 21, in die bergrede sê Jesus self, wat se gebod is dit nou weer, kinders, groot mense? Jy mag nie moord pleeg nie, 6de gebod. Jesus sê, jy pleeg moord, as jy jou broer haat, as jy vir jou boetie of jou sussie goed toesnou, dan pleeg jy karaktermoord. Haat is daarom 'n oortreding van die 6de gebod. Maar dit gaan ook verder as dit, geliefdes. Ja, almal hopelik weet al wie was Martin Luther gewees. Ons het nou onlangs 500 jaar van die reformatie gevier. Ons is reformatories gereformeerd. Ons praat ook van die hervorming. 500 plus jaar gelede waar 'n persoon soos Martin Luther vanuit die Katolieke Kerk uitgekom het en gesê nee. Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dis nie 'n wettiese manier van leef nie. Jy moet leef soos wat die Bybel vra, net die Bybel. Daar is nie aanbidding van Moeder Maria en die heiliges en jy moet deur jou werke jouself in God se guns kry nie. Dis genade en genade alleen. 'n Lewe van dankbaarheid wat getuig van God se heiligheid. Maar hy en Augustinus, 'n ander ou kerkvader, hier is weer die Latyn. Hulle het die frase gebruik, incurvatus in se. Dit beteken inwaarts op jouself gebuig. Dis vir my so mooi. Inwaarts op jouself gebuig. Dis mos nou 'n tipies mens. En dis nie waarteen Jesus in die Bybel waarsku nie, waarteen Jakobus waarsku, dat jy so in jouself gebuig is, dat jy nie meer die vermoë het om eintlik ander mense se behoeftes raak te sien nie. Want dit gaan eintlik maar net oor jouself. En so syfer dit selfs in die kerk in. Jy kry kerke, jy kry gemeentes wat inwaarts op haarself gebuig is. En dan bring dit ons gebedslewe binne. Dis so verskriklik hartseer. En dan skielik raak die tye wat ek wel bid, en my kommunikasie en my saamwees met God beoefen, hierdie voorreg om met hom te kan praat, raak 'n lys van bestellings van wat ek wil hê en net wat ek wil hê. En die wêreld en ander mense is eintlik nie eers op my radar nie. Jakobus sê in die Nuwe Lewende Vertaling, dit is soos 'n huweliksverhouding met God. En hy sê, die mense het ontrou geraak in hierdie huweliksverhouding. Want hulle soek nie meer die wil van die bruidegom nie. Hulle het selfgesentreerd geraak. Ontrou, soos egbreekers. En dit terwyl ons vriende van God kan wees. Wie wil nie 'n vriend van God wees nie?
Dit is hoekom Jesus sy lewe kom aflei het. Hy sê, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, maar nou noem ek vir julle vriende. Hoe mooi sê Dawid, dit nie as hy hulle ou man is nie, in Psalm 37. Hy sê, wees bly in die Here, wees bly in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe aan die Here toe, vertrou hom, en hy sal vir jou sorg. 'n gebedslewe waar ek weet, God sal vir my gee wat ek nodig het. Ek hoef nie selfsugtig te bid nie. Ek kan oorgee aan hom, en hy sal vir my die beste gee wat hy kan. Dis die oplossing. Ons het dit vir die kinders geleer, nou moet ons dit self hoor. Die oplossing vir hierdie gefrustreerde begeertes is om nie om te gryp na bevrediging van jou behoeftes nie, maar om dit op die altaar van God te kom lê en sê, Here, as U wil, gee dit in my lewe, maar help my om U saak raak te sien, om U wil raak te sien en dit te doen. Soos Paulus sê, Filippense 4, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en om te dank. En, dis die belofte, die vrede van God wat alle begrippe oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hoekom is dit so belangrik? Jakobus 4 vers 5 sê, ek lees die heel nuutste vertaling, die 2020, sê God hunker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het. God hunker met jaloersheid na die gees wat hy vir ons gegee het. En ek weet nie of Jakobus Genesis in gedagte gehad het, waar hierdie woorde skryf, maar iets sê vir my hy het wel. Want ons lees in die begin toe God die mens gemaak het, anders as die dier. God het nooit sy asem in die dier ingeblaas nie. Dat God in die mens se neus, in Adam se neus, sy lewensasem ingeblaas het. En dis God se asem, dis sy gees, en hy soek dit terug, want dit behoort in elke geval aan hom, nie aan my of aan jou nie. Lewensasem, wat in ons gegee is, Neshama, asem. Dit is die gees in die mens, wat die mens in sig gee, die asem wat van die Almagtige kom, Job 32 vers 8, Spreuke 20 vers 27, die asem van die mens is die Here se lamp, daarmee deursoek hy al die kamers van die binneste. Geliefdes, wat die Bybel in Jakobus, die Heilige Gees vir ons wil sê, is vriendskap met die wêreld. Vriendskap met dit wat die wêreld vir jou sê belangrik is en wat jy moet hê. Daai vriendskap wat begeertes, sondige begeertes binne in die mens se hart skep. Vriendskap met die wêreld is vriendskap met die Satan en die duiwel self. So 'n Christen of 'n sogenaamde Christen kan nie 'n vriend van God wees nie, want hy en sy het nog nie hulle harte vir hom gegee nie. En dit is mos wat bekering is. As ons wil bekering preek, is dit nie net om te sê, liewe Jesus, Here, ek glo in U nie, of vir ander mense so te sê nie. Dis deel daarvan. Maar dit gaan oor 'n innerlike, daaglikse weggee van myself vir God, omdat ek sy vriend wil wees. Want dis die enigste manier om eintlik te lewe, daar is nie 'n ander manier nie. Nou, 'n lewe wat anders as dit is, neig tot heeltyd beklei in gevegte en 'n vergrype na kos en besittings en dwelmmiddels. Laat jou waardes, kinders, groot mense, ou mense, laat jou waardes bepaal word deur die waarheid van God se woord. Sonder om te veel vrae te vra, aanvaar wat hy vir jou sê reg en verkeerd is en lewe daarvolgens. Maar lewe uit dankbaarheid uit, omdat Jesus klaar vir jou gegee het wat jy nodig het om 'n vriend